Hotspot. Ek is Junay. En ek is Marina met 'n halwe mond vandag. Marina het 'n hanglippie. As dit weer klink, weet. Maar hoorie, dink jy ons is naby genoeg aan die foon? Ek dink so. 'n Okay. bietjie nader sit. Nee, kom ons sit hierso. Ons is nader aan mekaar is. Yes. Altyd nader, Love nader. it. Love it. Okay. Ja. Ek het nie eens versies vir vandag actually nie. Ek glo vertrou op die Here dat dit Ja, wat gaan net organies sal gebeur. Jy ken die Bybel. Ons almal ken eintlik die Bybel as jy mooi daaroor dink. Ja, maar ek is so sleg met soos recall. So as iemand vir my sê ek kan min of meer sê wat in die versie staan en ek wil graag beter, maar soos dis vir ons soos jy en Tanya soos Psalm 23 vers 2. So ek het soos wow, dis ek het daarvoor. Ek bly as dit is jy. Tanya is 100% so. Ja. Even as sy bid dan sê sy net soos wat daar staan in Psalm 34 vers 1. Ek love it. Ek wens ek kon, maar ek is ek weet nie, ek onthou wat daar staan min of meer, Ja. maar daar's net te veel nommers. Ja, dis wat ek het opgehou worry oor die nommers. Soos ek is soos ek wil weet wat in die woord staan. Ek wil al my memory gebruik vir die woorde in die woord. So ek gaan nie worry oor die teksverwysings nie. So as ek hulle leer ek hulle obviously nog steeds met die teksverwysing, want dit is nou maar net maar as ek nie die teksverwysing onthou op die ou einde nie, maar ek onthou die vers, dan is ek okay. Ja. Ja, ek voel dis belangrik. Dit is die woord van God, verstaan? Ja. Dit is wat is lekker as jy vir iemand kan dit stuur en jy weet presies en die woorde, want my woorde is baie keer verdraai en as ek sê dit ek seker dit staan. Ja. En dan sit dit 'n bietjie anders baie keer. Dit is bietjie anders. Even as ek dit sê, is dit baie keer bietjie anders en even al gee die teksverwysing en jy sê dit bietjie anders. Verstaan, dit is die heart van die woord. Verstaan? Dit is nou nie asof ons bysit of wegvat nie, maar dit is maar net jou begrip van daai versie. En ek dink net ek dink die Here se genade is groot genoeg. Ons gaan nou nie sy woord heeltemal verdraai nie, maar ja. Maar dit is belangrik om die woord te ken. Ja. Ons leer hierdie versie, die seuns moet ook nou begin. Daar was 'n tyd wat ek regtig soos ons het elke aand of elke week 'n versie gehad, wat ek toe nou later besef het is too much. So 'n week is nie regtig genoeg om 'n versie te leer nie. Toe het ek nou op so 'n ander videoetjie afgekom wat soos jy moet die week die versie leer en dan gaan jy na weekly toe en dan gaan jy 'n nuwe versie vir die week elke aand leer en een keer 'n week gaan jy daai weekly versie. Verstaan? So jy herhaal, maar net verder en verder uit mekaar uit. So ek en Juwie het nou daarmee begin. En nou gaan die ander seuns ook het ons hierdie week besluit want ons Bybelstudie gisteraand het gegaan oor vrees. Dit is iets wat die Here my soos wonderbaarlik van kom vrymaak het donderdag. Nee, ek het die testimonie gegee, nê? Op die groepie. Ek dink so. Ek sal net weer gaan luister. Ag, glo so. Van die kontrol, van alles wat ons probeer beheer. Dis vrees. Ons weet dit nie, ons noem dit nie dit nie, maar dis wat dit is. Ons gee dit baie mooi aardse aanvaarbare woorde. Ja, ek het net 'n sterk persoonlikheid. Dit is hoekom ek mense probeer beheer. Ek het leiersvaardighede, jy weet. En ek dink selfs met baie keer boundaries. Ek wil nie sê boundaries is sleg, maar selfs boundaries vir dit baie keer is 'n manier om te manipuleer en te beheer. Ja, en die groot ding en dis wat ek besef het, die groot ding wat die Here ons probeer vrymaak van is self-preservation. Dit is wat al hierdie goedjies op uitloop. Ons vrees veroorsaak dat ons enige instrument moontlik wil gebruik om onsself te beskerm. En dit is sy werk. En sodra ons dit in ons hande vat, dan vat ons dit uit sy hande uit. So soos ek weet eers die skepper van die heel almagtig, alwetend, alomteenwoordig, maar ek dink regtig ek kan myself beter beskerm. Ek sal hierdie ouetjie hanteer. Ja. Want jy is seker besig. Ja. En dit is en soos soveel revelation upon revelation het daarna gekom wat ek besef het soos van die een ding waarmee ek sukkel is self-control. Want ek sit te veel energie daaraan om alles om my te beheer dat ek nie oor het vir die een ding wat actually ek vir verantwoordelik is nie. Ek sukkel ook met daai en ek dink regtig ek moet maar meer is nie soos praat. Ek moet meer stil bly. En ek wil nie deeltyd myself laat geld. Ja, jy wil jouself verdedig. Ja. En God sê hy is die een wat ons, wat is die woord wat hy sê?
Hy is die een wat ons nie verdedig nie, dis iets anders. Verteenwoordig. Nee, ek kan nie nou daaraan dink, it'll come to me. Maar ja, Ja. en op die ou einde, wanneer ons in ons eie krag optree, dan kan ons nie die een ding doen waarvoor ons geskape is nie, en dit is om sy kinders wees. Dis wat hy sê, word soos kinders. 'n Kind probeer nie alles beheer nie. 'n Kind probeer nie seker maak almal is op die regte plek. 'n Kind soos is net in die moment. En ons ontneem onsself daarvan en wat vir my die ergste is, soos wat ek ook besef het, en hy het dit so stelselmatig soos alles so kom oopbreek, is soos ons rebuke baie keer, soos gees van vrees gaan weg van my af. Baie keer is die vyand nie eers meer daar nie. Dit was letterlik in die deep end support wat die ou gesê het. Die vyand wat jy probeer rebuke is nie eers meer daar nie. Dis net die residue van 'n leuen wat hy jare terug al geplant het. Wat jy nog steeds so trapped is in daai leuen. Verstaan jy? Dis nie 'n vyand wat jy moet openbaring kry. Openbaring. Eie vyand. Exactly, jy is jou eie vyand. Dit is 'n vesting. 'n Vesting is wanneer jy jou eie vyand word. Wanneer jy die leuen van die duiwel so glo dat jy jouself ontneem van God se vrede, God se beskerming, God se voorsiening ewen. Dit is 100% waar. Ja. So dit was eye-opening. Wat gebeur het is, ons was donderdag, het ons ladies Bible study, en die vrou wat dit lei, gee toe vir ons haar testimony. So sy is die vrou van die lead elder in ons kerk, en dis mos nou maar eldership couple, so sy is deel van die lead elder couple, so mense dit sê, seker maar. Ja, ek weet nie, ek glo jou 100%. Okay. En hulle was vir 'n tyd, hy het deur 'n moeilike tyd gegaan, en toe die apostoliese span gevra dat hulle soos 'n sabbatical vat, want 5 jaar terug het hy die kerk geplant en nog nooit regtig verlof of so iets gevat nie, en toe voel hulle soos hy is besig om homself te veel te druk, dis kom hy deur hierdie so stormy time gaan, en dat hy net tyd nodig het om te regroup en weer by God se voete te spandeer, en sy ervaar toe, soos sy sê, sy het gevoel, dis nie, daar was nie closure regtig nie, net ewe skielik mag hulle nou nie, want toe moet hulle al soos onttrek van die gemeente, soos nie te veel gesprekke en goed hê nie, nie vir omdat hulle daar iets fout is met hulle nie, maar net, ek dink dit is daar soveel verwagtinge van 'n eldership couple, wat mense weet nie, soos, want almal bel hulle met hulle issues, almal verwag hulle insette, almal kyk op na hulle, almal, verstaan jy? En sy vind dit toe baie moeilik, en die Here werk ook al 'n rukkie met haar oor die beheer, dat sy alles so probeer beheer. En dit is baie interessant vir my wat sy gesê het, was, soos, wanneer ons goed probeer beheer, dan is dit om iets te voorkom. Verstaan, daar's iets waarvoor ons bang is, wat ons wil seker maak nie gebeur nie. En dit wat dit vir haar was dit pyn. En sy sê ook toe nou, sy het uit 'n huis uitgekom waar sy glad nie verwerping van haar ouers ervaar het nie, maar haar ouers dink ek het uitgebroke huise uitgekom, beide ouers. En toe sê sy, sy het soos daai goed opgetel van alles moet net okay wees die hele tyd. Sy daai want something's are taught and something's are caught. En ons moet dit besef, en ons wandel met ons kinders ook. Soos dis nie noodwendig dat jy alles vir hulle gaan leer nie, maar hulle sien wat jy doen. Hulle hoor hoe jy reageer. En toe lees sy hierdie boek, ek dink die boek se naam is Safe All Along. Dis die boek se titel. Ek kan nie onthou wie die skrywer was nie. En sy lees die 2 stukkies, en terwyl sy dit lees, begin ek net onophoudelik huil, want dit begin met 'n quote waar sy sê, I thought I was low-key chill whenever I had everything under control. Maar verstaan jy? Ja. En dit is soos, dis die eerste keer wat ek myself so gesien het, want ja, soos ek sê, die Here werk al ook 'n rukkie aan my met beheer. En ek kan nie onthou wanneer dit was, maar vroeër die jaar, toe openbaar aan my dat ek nie so chill is soos wat ek dink ek is nie, dat ek eintlik ook 'n control freak is, maar ek doen dit net op 'n chill manier. Verstaan, ek probeer myself soos hierdie is nog chill,
En leading up to donderdag se ding het ek op soveel plekke die uitkoms probeer beheer van situasies waar ek soos 'n boodskap vir die meneer gestuur het en vir Dejan gesê het moenie dit doen nie en verstaan jy net so subtiel net probeer seker maak dat die uitkoms wat ek dink die regte uitkoms is wel die uitkoms is. En dit is wat beheer is. En ek sit toe daar en ek dink soos Here of ek kan nie onthou of ek met die Here soos consciously gepraat het nie. Maar en ek dink soos ek is nie bang vir pyn nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar as ek dink aan pyn dan dink ek aan fisiese pyn. Verstaan? Ek dink dit is nog altyd deel van die lewe. Maar te besef ek wou nog altyd keer dat my kinders verwerping ervaar. Soos to the next level. So ek sal enigiets orkestreer en verander en ek dink ek het ook al vir jou gesê soos ek sal baie keer hulle prep om vir hulle te sê soos hierdie kinders is baie groter as julle, verstaan soos amper die uitkoms vir hulle soos as dit verkeerd gaan, jy's nie die probleem nie. Verstaan jy wat so verkeerd is en wat ek besef het soos in my kop was ek besig om hulle te bemagtig. Maar eintlik het ek vir hulle 'n victim mentality geleer. Soos daar is sekere goed wat jy nou maar net nie kan oorkom nie. Hoe durf ek as die Bybel sê ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee? Waar staan dit? Ja, ek weet nie waar staan dit in die Nuwe Testament sê. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Een van hulle. Soos jy dit laat so reaksie doen. Ek wou soos jy altyd nie Netflix as hulle daai draai slotte en dan klik hy so en dan draai hy hom terug, sê vir jou al die Bybel. Ja, ek het hom gejog. Ja. So ja, en toe huil ek en ek huil en ook in daai oomblik toe besef ek hoe God sê die waarheid maak ons vry. Openbarings is wat ons vry maak. En dit haar getuienis soos letterlik dit was daai revelations ietsie. Wat sê soos en die vyand is oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis, want dit het regtig my vrygemaak. Ja. En dis hoekom ons getuienisse moet deel, moet deel, die kleinstes. Yes. Yes. En ek kan nie vir jou sê hoe bevrydend dit was nie. So nou elke keer wanneer ek begin vrees ervaar of angstigheid of wat ook al ander naam ons vir dit gegee het, dan lean ek into dit. Dan sê ek soos ek Here, hierdie is waarvoor ek regtig bang is. Maar ewen as dit gebeur, weet ek u gaan dit gebruik ten goeie. Dit is wat die woord sê in Romeine 8 vers 8. Gaan jy glo wat Okay, nee maar regtig. Maar verstaan nie wat ek sê, soos hy sê en toe besef ek dit is wat hy die hele Bybel deur vir ons probeer sê. En dit het verander hoe ek vir my kinders bid en ek het selfs vir Tristan 'n boodskap gestuur dis ek soos want ek dink kyk ons groei in die Here, nê? En al saad wat ons kan plant is die saad wat ons het om te plant. So as jy nog vrees het, gaan jy vrees saai. En as jy bevry is, gaan jy bevryding saai. En as jy onsekerheid het, gaan jy onsekerheid saai. En so met my kinders kon ek kan letterlik in hulle sien in watter fase van my lewe ek amper was. Verstaan? Soos toe ek regtig in Tristan ingesaai het, was dit 'n tyd wat ek baie lief was vir die Here, maar so bang was dat ek iets verkeerd doen, dat ek eintlik in so religious spirit verval het, dat ek op 'n stadium soos klomp goed gedoen het, wat ek gedink het, soos ek het hartjies verbrand byvoorbeeld, wat ek gedink is 'n pagan symbol, en dit was net, God het kom dat ons lewe in oorvloed kan hê, né? Wat is daai versie, jy weet? Nee, ek weet nie. Sien dit jy so. Ek sien so weer die Dis is nou hierdie week se pas. Ja, dit is. Maar dit is hierdie week Johannes 10 vers 10. Mooi. Sien jy? Soms dan Engels was en jy het hom nou vir my in Afrikaans gegee. My brein wil nog nie al die Jy sien, vertaal. Nee, op die spot is ek altyd. Dis hoekom want ek dink altyd op die spot in daai pers en ek sê maak jy nie waar hy staan nie. Ja, maar dit maak nie saak nie. En toe sê ek vir Tristan jammer dat ek vrees van hom gesaai het. En sê ek my gebed gaan nie meer wees
soos Here beskerm hulle nie, maak seker ons geen ernstige beserings nie, want dit is nie die worst thing wat kan gebeur nie. Die worst thing wat kan gebeur is dat jy nie jou volle potensiaal in Christus bereik nie. En God kan daai pyn, fisiese pyn, emosionele pyn, hy kan al daai goed gebruik om dit te bewerkstellig. So ek gaan nie vir hom vra om nie dit aan jou te doen nie. Verstaan jy wat? Ek gaan bid dat jy jou volle potensiaal uitleef in elke situasie, dat selfs hierdie situasie jou nader aan God bring. Verstaan jy? Dit is bid uit 'n plek van faith uit. En dis hoekom ek ook gevoel het, soos ek moes gisteraand juist dit met die seuns ook bespreek en dit vir hulle leer. En toe besef ek, dit is wat God van ons as ouers verwag. Hy verwag dat ons dit wat hy aan ons leer, aan ons kinders leer. Sure. Ja, Dis baie mooi. dit was baie cool. Mic drop. Ja, ek voel baie bevry. Ek kan nie vir jou sê nie. Ek kan regtig nie vir jou sê hoe ek's nou regtig chill. Lekker. Ja. Ja, okay, maar ook nie heeltemal nie. Dit is 'n constant fight want ek het Dit is 'n letterlik proses, nou gebekmou oor ouma. So ja, Dis 'n proses, vir sure, dis 'n proses. Hy Ja. moet besig met ons bly. Hy moet nie ophou ooit nie. Ja, en ek dink dis soos 'n jy het die verandering gemaak, maar jy het nog steeds daai gewoontes. Ja. Soos nydag ry ek in die kar en 'n lekker liedjie speel en ek soos jam bietjie op dit. En ons het die naweek by 'n vrouekamp moes ons dans en dit is vir my so awkward gevoel om saam met die Here te dans. Alhoewel ek dit altyd in my geestesoog doen wanneer ek tyd saam met hom spandeer. En toe voel ek net so weird om soos te dans, soos in sy gees en saam met sy gees te beweeg. Toe sê ek soos, maar hoekom is dit vir my so maklik om dit te doen op aardse musiek en soos want en toe besef ek soos hy is besig om ons sy dans te leer. Ons almal ken die wêreldse dans. Ons word die wêreldse dans geleer van kleins af. Dis wat vir ons natuurlik voel. Maar sy dans is eintlik waarvoor ons gemaak is, maar dit voel vir ons onnatuurlik want dit is nie ons groot gemaak is nie. En mag ons kinders en hulle kinders se kinders en hulle kinders se kinders al hoe meer eerder volgens die Here se dans groot maak as volgens die wêreldse dans, né? Dis baie mooi. Ja. Dis my Dis baie begeerte. mooi. Ja. En jy Marientjies? So ek is bevry van suiker. I know, dit is 'n jy weet hoe groot dit is. Dis 'n Ek is groot baie ding. lief vir suiker gewees. Was was baie tense. liefde. En ek het nou daar selfs vir die kinders roomys gekoop en ek het net nie, dit beteken nie ek eet nie suiker nie. Ja. Ek het yskasterd gemaak en ek het daarvan geëet, Ja. maar dis nie daai ek soek nou iets Ja, soets ek hoor wat en jy dit sê. was vir my dat ek besef ek is nie 'n lus vir soet goed nie. Dit was amazing. So ek weet dis nou nie so groot soos beheer nie, Nee. maar small steps en ek voel weer na 'n spasie kom waar ek was. So en dit was amazing. Ek het gedink Wat ja, is spasie? daar waar ek Ons het 3 weke laas gepot, so ek dink nie enigiemand weet wat 'n spasie is. ek was in verskillende spasies. Okay. Ja. So ek weet mens moenie vir mense sê jy het gewas nie, maar ek sê dit vir almal. Ek is so super. As jy gewonder het. Ja, so en ek het regtig ek was bang om te vas altyd want ek was bang dit gaan vir my oor om gewig te verloor en in die tyd en gewoonlik dan sê ek soos okay, ek gaan van nou af brood uitsny, suiker uitsny. Ja. En dan sit 'n dag, dan se ek oor dit. Verstaan as ek Ja. soos ek soek dit weer. En hierdie keer was dit net anders. En ek het regtig ek het so ek wil sê bemagtig gevoel, maar dit is nie die regte woord nie. Ek het regtig gevoel dat ek is in 'n gehoorsame spasie wat lekker was en ek definitief dink ek moet weer ek wil dit nou weer doen. Ja, ek voel dieselfde. Ek wil vir Cindy vra of ons deel kan wees van ons volgende een. Ja, so ek het regtig gevoel ek wil dit weer doen en ek was en dit het nie vir my gegaan oor gewig want ek het nie 100% ek het gevas hoe sê dit verduidelik dit is 'n smaaklike spys en ek het net besluit alle kos is baie smaaklik. lekker. Ja, ek hou van alles. That makes it Appels en difficult. wortels, maar ek dink dit was daai ding van daai craving. Ek is nou lus vir iets soets en En jy het gesê die vars het mos eintlik 'n en toe betekenis die gehad. vars uitgedraai dat ek regtig 'n vars perspektief ek kan nie perspektief sê nie. Perspektief. Perspektief nodig het op my verhouding met my kinders, met my man
met my werk en dit was regtig my 'n hele cool hoe dit uitgedraai het dat ek Net vir duidelikheid, so toe Marina gevas het sy net vars groente en vars vrugte. Sy het gesê dis wat sy gaan eet. Ja. So dis nou die vars perspektief wat jy dit toe nou vir Ja, en dit was nogal cool dat dit ook so en so sterk sê dat ek weer voor suiker kom. Dus ek sê not interested. En dit was regtig nogal cool. En selfs wat jy nou gesê het, ek het 'n paar verhoudings in my lewe waarmee ek regtig oomblik worstel wat ek sukkel om en ek is nou half daar waar ek nou moet opgee. Ek voel ek weet nie meer ek het nou alles van my kant af gedoen. Ek is nie opgewas in die Here. Nee, ek het alles van my kant af gedoen. Ek gaan nou oorgee. En jy God moet my elke keer half tot op my knie bring. Dat ek besef, verstaan, dit is en elke keer as ek sê net as hy my weer gehelp het en dan staan ek weer en hardloop ek dit. En dan sit weer 3 tree en dan val ek weer. Ja. En dan sis wat die vyand maar is, kom maar met boodskapies en ek kry 'n Instagram video wat sê as jou vrou met jou kom praat oor, tog ek het weg, maar in geval, as jou vrou met jou kom probeer so geheimsinnig weet. As jou vrou met jou kom praat oor issues wat sy ervaar, dan beteken dit sy gee om, jy moet bang wees die dag as sy nie meer met jou praat nie. En sulke goed maak mens negatief, maar in geval toe ek nou vanoggend ry, toe besef ek net, dis dieselfde met my verhouding met God. As hy aan my werk en as hy vir my wys waar ek verkeerd gaan en as ek seer het, dan moet ek sê what a blessing, want dit beteken hy's besig met my. Hy's besig met my en ek verander. Hy werk aan my en ek is nie en die dag as ek nie meer dit ervaar nie, dan is dan dit moet ek begin worry want dan beteken dit nie noodwendigheid of maar verstaan sê dit is 'n blessing as ek sukkel. Dit is 'n blessing as ek nie meer weet nie. Dit is 'n blessing. En dis ek net soos what a blessing. Yes, what a blessing. Dit is 'n en dit is regtig vir ons moet kom en ek dink dit is die vryheid. Nie die vryheid nie, die vrede wat alle verstand te bowe gaan is om in elke situasie te besef, maak nie saak hoe sleg dit lyk nie, hierdie is 'n goeie ding. Ja. En dan kan jy loof en dan kan jy prys te midde van die storm. Kan jy dan loof en prys want jy weet, God is besig met my hoe rof dit ook al is. Dit was iets wat ek leer. Exactly. Ek groei en as ek wil groei. Ja. En ek wil as ek nie groei nie, lewe ek nie. Ja. Yes. En dit was ook soos wat jy nou net sê, dan kan ek praise. Soos ek het ook nou in hierdie tyd in hierdie paar weke was nog 'n ding was daai ek dink dit was ook op die deep end pod. Ek sê regtig baie op die deep end pod, maar van dat wanneer jy vrede het, die teken dat jy vrede het, 'n vrug van daai vrede is praise. So wanneer jy nog bid en jy bid nog in hierdie probleem in en jy's nog nie op 'n plek waar jy die Here kan prys nie, dan het jy nog nie vrede in daai situasie nie. So hou aan bid totdat jy daar kom. So ja, dit is God has been so good, so faithful. Hy is so groot. En hoekom twyfel ons dan? As ons want die ek kan nie onthou of dit sy of wie dit was wat gesê dit was so 'n ander ding wat ek ook gekyk het. Was dat as jy die redes hoekom ons sukkel om te vertrou, hoekom ons 'n situasie wil beheer is in die eerste plek of ons glo nie dat God lief is vir ons nie. Ons is lief vir God, ons glo hy is almagtig en al daai goed, maar ons glo nie hy gaan dalk nie deurkom vir ons nie. Of dat ons bang is hy kom nie deur vir ons soos wat ons wil hê hy moet deurkom vir ons nie. En die laaste ding is dat ons nie bereid is om pyn of moeilikheid of verwerping deur te gaan. Al gaan dit vir ons sterker en beter. Ons is so bang vir daai dat ons nie eens bereid is om die voordele daarvan te vat nie. En te besef ek sê dis net dom. Dis net dom om jouself te wil weerhou van pyn, want toe ek besef dit is wat dan lewe jy 'n lewe van survival. En ons is gemaak om te rule en te reign. Verstaan jy? So dis dan ontneem jy jouself vir wat Jesus vir ons op die kruis voorgesterf het. Life in abundance. Dit was sy purpose hoekom hy gekom het. So dan het hy verniet op die kruis dood gegaan vir jou. Want jy is nog steeds besig om jou plan B te orkestreer en seker te maak almal is okay en seker te maak niemand ervaar pyn of verwerping nie. Jy dink dis jou doel. Dis nie jou doel is to know him and to make him known. As jy nie
as jy so besig is om alles te probeer beheer, het jy nie tyd vir dit nie, jy het nie krag vir dit nie. En jy word elke keer teleurgestel want jy is nie in beheer nie. Dan word jy teleurgestel, dan word jy despondent, dan ervaar jy despair en dan beweeg jy weg van die Here af. Dis daai siklus die hele tyd. So ja, I'm done with that. Thank you Jesus. Maak my sensitief dat ek nie weer in daai struik val nie. Maak my bewus, dis een gebedjie. Dis een gebedjie ver. Jou vrede is een gebedjie ver. En hy is getrou. Hy is. As jy op daai punt kom en ek het ook nou dag toe kyk ek 'n video toe sê die vrou om een of ander rede voel ons altyd as ek begin bid, moet ek okay wees. Ek mag nie, ek dink ek het dit vir jou gestuur. Ek moenie wegsteek nie, ek moet wegsteek, ek moet hoef nie vir God wys dat ek nie okay is nie. Onseker is. Ja, en in daai punt moet ek kom en sê, hier is my hart. Soos wat hy nou lyk. Vat hom, asseblief gee my vrede. Asseblief help my in hierdie situasie want ek gaan verkeerd optree. Help my. En deur sy genade gee hy vir ons vrede. En hy gee vir ons en gee vir my die regte woorde om te gebruik en gee vir my die regte gesigsuitdrukkings om te gebruik. Gee vir alles. Ek kan niks uit my eie uit doen nie. Ja, dit is kan nie eens uit my eie asemhaal nie. Nee, Alhoewel ons dink dit is ons. Exactly. Verstaan, ons kan niks uit ons eie uit doen nie. Dit is in him that we live and move and have our being. En die eerste blessing in die Nuwe Testament is blessed are those that blessed are the poor in spirit of is it blessed are those that mourn. Okay, maar is een van die eerste twee. En dit is daai poor in spirit is dat jy besef jy het geen hulpbronne nie. Jy is nie opgewasse nie. Jy kan nie. Kan niks doen nie. It's useless. Maar dis okay. Want hy het jou nie gemaak, vir 'n use nie. Hy het jou gemaak vir 'n relationship. En ek dink even dit, soos even in ons Christendom leef ons baie keer hierdie performance mentality uit van wat is my purpose? Wat is my purpose? Wat is my purpose? Jou purpose is vir my om jou lief te hê en vir jou om my lief te hê. Dis die purpose. Verstaan jy? Ons kom so met soos wat kan ek doen? Wat kan ek vir jou doen? Kan ek iets vir jou doen? Wat wil jy moet ek doen? Vir hoeveel mense moet ek red? En hy sê kom sit net op my skoot. Kom karrel, kom ons karrel. En laat jou liggie skyn want dit is dit wat verstaan en as jy so gefokus gaan wees op die wêreld en jy gaan in survival mode wees, dan het jy nie 'n liggie om te skyn nie want jou lig is besig om jou eie probleme op te los. En wat ek besef dis presies wat die Fariseërs gedoen het. Hulle was so besig om seker te maak hulle is heilig en hulle soos hulle gaan die blessings kry wat die Here vir hulle het nie space of energie gehad om ander mense lief te hê. Die Fariseërs het in vrees gelewe. Vrees vir die mense, vrees vir verwerping, vrees om hulle status te verloor. En dit is hoekom hulle nie die volheid van God kon aanvaar eers nie. Maak nie saak hoe goed hulle die Bybel geken het nie. Maak nie saak, hulle kon ook elke vers 100% dink ek kon hulle elke vers uit 'n kop uit sê. Maar hulle het die punt gemis, want die punt was God sê julle is my kinders. Verstaan jy? En dink vir jouself soos jou kinders. Jy verwag nie dat hulle iets moet doen om 'n verhouding met jou te hê nie. Okay, baie keer omdat ons nou broken is, het ons sekere verwagtinge van ons kinders. Ons is nie perfek soos God nie. Nee. Maar verstaan jy wat ek sê? Dit is nie 'n term and condition aan jou liefde nie. Dit is miskien 'n term and condition aan jou approval, maar God is gelukkig nie ons nie. So ja, wat ek besef is die enigste persoon wat ons buite die wil van God kan plaas is ons wanneer ons besluit God se wil is nie wat ons wil hê moet gebeur nie. Verstaan jy? God se wil gaan perfek wees. Soos alles gaan uitwerk soos wat dit moet. Sodra jy begin vrees, dan gee jy die vyand krag in 'n situasie. Want al wat die vyand kan beïnvloed is jou vrede. Dis al. Verstaan jy? Hy kan niks anders by jou steel nie. Die vyand het nie hande nie, hy het nie voete nie. Dit is wanneer ons goed vir hom gee. Ons gee goed vir hom. Ons as ek nie glo God beskerm my kar nie, dan maak ek hom oop vir die vyand. Verstaan jy? As ek wanneer iets gebeur met my kar wees, soos Here, ek weet u gaan hierdie ten goeie gebruik. Dankie daarvoor. Maar eers moet ons eerlik wees en soos Here, hierdie sak
Die was nou nie vir my lekker nie en bid dat ons daai vrede Ja, kry. verander my hart. Ja. Ja, partykeer as ons so, ek dink partykeer probeer ons so half religious nog steeds wees, want ek moet net altyd 100% glo en vertrou. Ja. En ons moet, Ja. 100% moet ons, maar dit is nie waar ons vlees altyd is nie. Nee, en wat baie keer is dit, soos as jy op 'n plek is waar jy regtig soos al is jou kar gesteel vrede in jou hart het en jy voel soos God has this, great, Ja. maar moenie maak voor God Ja. of jy daar is nie, want hy weet. Hy ken jou Hy hart. weet Hy jy sien. nie. Hy sien daai stukkie wat jy wegsteek vir almal. Ja. Ja. Ja, so just trust. Trust God. En lees jou Bybel, bid elke dag. Dis wat jy moet doen. Jou krag. Dit gee jou krag. Dit bevry jou, dit gee jou vrede. Soos al het jy tyd vir niks anders in die dag nie, doen net dit. En sit alles net in God se hande. Ek voel dis die opsomming van ons boodskap vandag. Ja. Wie bid gewoonlik aan die begin? Ek. Okay, ek voel jy bid. Was my verkeerde mondjie. My klein mondjie, my skewe mondjie. Okay, maar ek voel jy gaan vir ons afsluit bid. Okay. Dierbare God, Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om hier te kan saam sit en net as vriendinne en as sissies in U net te kan gesels en net U vrede en U wysheid te ervaar. Vader, dat ons net weer bewus word van waar is ons in hierdie wille woeste wêreld, dat ons 'n padkaart het tot ons beskikking en dat ons dit moet gebruik en dat ons mekaar moet gebruik en mekaar moet gesels en net weer ons voete vind naby mekaar en aan U voete. Vader, ek wil vir U vra met elkeen van ons te gaan in hierdie week, Vader, dat die storms ons nie omwaai nie, maar dat ons in die storms sal kan loop en prys en U ons sal groot maak en sal weet dat U alles ten goeie laat meewerk. Dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee, Vader, en dat U regtig ons hartsbegeertes ken. Dat U weet wat U vir ons beplan is goed en nie sleg nie. In U naam wil alleen. Amen. Amen. Ek het net 'n prentjie gekry terwyl jy nou gebid het van soos jy weet soldate wat op die kruisveld, Seker. Krygs. Dit is 'n Ek dink so. En die een dra die ander een. Soos dit is waarvoor ons is. Partykeer gaan jou voetjies bietjie moeg wees. Partykeer gaan my voetjies bietjie moeg wees. Maar dit is hoekom community belangrik is. Soos ons dra mekaar. Ja. En ek is net so dankbaar vir community. So dankbaar, Ja. Maar anyway, dit is ons vir hierdie week. Lekker week. Bye.